Alright, vandag maak ons weer staanroep op die Traeger. Ek sê, julle het mooi vir my uitgewys dat dis nieuwe staanroep braai nie. Ek wil net sê baie dankie, ek is baie bewus. Hierdie is hoe ek gewoonlik my staanroep braai. Maar as gevolg van die misverstand het ek hom nou die gerookte layerrib genoem. Net sodat daar nog geen misverstand is oor waarvan ons presies praat nie. Kaapstad vind. Niemand het genoem hoekom braai die net so aan die oond nie. Wel, die Traeger is 'n wood-fired grill en dis juist wat hy doen. Hy gebruik pellets, die rook gaan in die lamrib in. Dis low and slow, dis beautiful. As jy dit eers geproe, dan gaan jy verstaan wat dit beteken om 'n lamsribeen te maak en nie noodwendig op die braai nie. Ek het nie 'n keuse tussen die twee nie, ek hou van enige braai. In my opinie, as daar vleis op 'n rooster is en ons hitte en ons rook, is jy besig om te braai en dis wat ons besig is om te doen. Maar vir nou, kry pellets. Net gou vir julle wys, die Traeger is vuil van 'n vorige keer se braai. Net vir julle wys hoe maklik dit is. Die rooster kom uit. En dan hieronder is die druktrou. Hy is nie warm nie, ek trek hom net klou van, want is vuil. En hierdie is folie, wat ek op die druktrou gesit het. Wat jy net afhaal. Is maar hoe hy lyk, sit 'n pan. Hy drup al die grease en goed onder toe, wat gevang word aan die kant. En hier is die auger is die ding wat die wood pellets in fire. So ek gaan net gou nie weer opsit. En dan is ons ready to go. As hy druptray is in, al wat jy doen is, jy sit hom nou so in. Maak seker hy's flat. En he's good to go. Net 'n vinnige een oor die pellets wat ek gebruik. Traeger het 'n verskillende soort. Hierdie is die signature blend. En elke pak wys jou agterop waarvoor hy goed is. Ons gaan hom nou baie warm sit, 250, want ons gaan hom net sear. Clean grills, okay. Ek het hom geclean. 250. Ignite. So daar's regtig nie veel wat ek doen met spices nie. Ek hou dit simpel. Rosemary, soutpeper en suurlemoen, regte suurlemoen, dis al wat ek nodig het. Okay, Traeger het my op die app laat weet, hy's ready for action. Hier is my favorite deel, is die searing. Dit is net 5 minute aan elke kant. En dan gaan ons die temperatuur afstoot, laat hy lekker kan lê en rook vir 2 ure. So, kyk hoe mooi kom die rook uit. Sit hom eers vetkant onder. En dan draai ek hom nou weer oor 5 minute. 5 minute is klaar. Ons draai liggie na die ander kant toe. En dan gaan ons die temperatuur afstoot. Net op die wijze seerreiling. Oké, dit was nou 5 minute. So wat ons nou doen is, ons stel hom af tot by 160. Net so. That's it. Temperatuur gaan af van 160 en nou is het vir 2 ure. Ek sal so na so 1 uur en 'n half bietjie suurlemoen gee, want hy korrent. En dan sal ek vir die wijze lekker as hy klaar is. Let's go. Mooi lekker. Opzet.
fout as hulle bietjie staan nie. Ek weet ek cheat, maar layer-up, stand-up, al dieselfde. Ok, die tyd het aangebreek, kom ons kyk hoe lyk hulle. Ja. Lyk mooi. En hoor is 'n bietjie crispy hierso, maar die vet het mooi afgebrand. Ek gaan nou afhaal. Laat hom net 'n bietjie hier lê. En dan sal ek enetjie oopsny dat julle kan sien hoe hy lyk. Wens julle kan ruik wat ek ruik. Ek gaan nou net dat hy 'n bietjie dink oor wat hy gedoen het. Kyk hoe hierso. Sny gou 'n stukkie. Ek het nie 'n mes nie. Skêr werk die beste. Kyk hoe hierso. Juicy, crispy en ongelooflik lekker. Crispy. Koning. Maak hom.